verkalm, benade. Want my seun en my dogter, julle is te besig vir my. Dit help nie as ek praat met julle, want julle hoor my nie. Julle lewe is vol programme, van een aktiwiteit na 'n volgende een. Ek probeer jou aandag kry, my seun, en ek probeer jou aandag kry, my dogter, maar jy hoor my nie. Dis die aanklag wat ek deur die aand van die Here ervaar, en ek lê en rondrol en ek word wakker. En ek kyk na my vrou wat langs my in die bed lê, en ek stap op in die gang af, en ek stap na die seun se kamer, en ek sien hoe hulle net daar slaap, sorgeloos. En die Here my half in 'n oomblik net laat stil staan en sê, kyk na hulle. Ek sê, Here, kyk. Hy sê, nee, kyk, wat sien jy? Ek sê, Here, my vrou en my kinders slaap. Dis asof die Here in 'n oomblik het vir my sê, Wikus, dis tyd dat jy verstaan, jy kan nie te besig wees nie. As jy nie rus nie, gaan jy nie kan aanhou om te volhard in dit waarvoor ek jou vertrou nie. Daar's goed wat ek jou wil gee, maar kan dit nie vir jou gee nie, want jy hoor my nie. Daar's goed wat ek nog nie in jou skoot kan laat plaas nie, want jy's te besig, jou program is te vol. Ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Here, ek probeer regtig hard, en dit is asof die Here vir my sê, you need to slow down. Ek sê, Here, maar het ons nêrens geroep om lui te wees, of sleg te wees, sê dis nie wat ek bedoel nie. En ek hoor in daardie oomblik deur in die nag, ek hier hoe die Here vir my sê vir my kerk, hulle lewens is te besig. And they need to slow down. Al slaap hulle, droom hulle nie meer nie, want hulle word nie uitgerus nie. Hulle kom nie na die diepe fase in waar dit ek en hulle en ek is nie. Ons soek hierdie rumoer van die wêreld. Ons soek hierdie goed wat ons aandag trek en wat die regte geleide maak. Dis asof die Here my waarsku vanmôre vir my met 'n groot appel in my gees sê, you need the people to tell the people they need to slow down. They are too busy for me. En ek ervaar hoe die Here met my praat en my sê, jou kinders slaap en hulle lyk vir jou of hulle uitrus. But they do not operate out of rest. Staan in die oggend moeg op. Hulle gaan slaap in die aand as te ware as mense wat moeg is. En as jy uitloop vinniger as jou inloop, gaan jy uitbrand. En ek ervaar daar's 'n profetiese rede in hierdie waarskuwing, en ek weet ons het vir weke nou opgebou na die vroue konferensie toe, en ek wil vir julle sê, kerk, ek het jare laas soveel honderde vroue sien huil. Ek het hierdie naweek meer trane gesien as enigiets anders. En op 'n stadium gister toe ek daar agter staan en kyk na die volk se vrouens wat hier kan wees, want dan stalle wat aangekla voel, en ek wil dit in hierdie oomblik sê, as jy nie hier kon wees oor welke rede nie, moenie aangekla voel nie. God het 'n afspraak gehad met die dames wat hier was. Ek weet jou tyd sou kom en jy dalk 'n rede gehad hoekom jy nie kon wees nie. Asseblief moenie die aanklag van die vyand voel nie. As ek vanmôre praat ek met elke vrou in die gees. Daar's gebid ook vir elke vrou. Ek weet daar's stalle wat nie hier kon wees nie, en ek wens almal kon hier wees. But believe me, in the spirit, God is drawing us closer and closer. En ek kan nie anders as om te wonder, Here, is dit nie die rede hoekom mense nie beleef wat jy hulle beloof nie, want ons hoor nie wat jy sê nie. En is dit nie dalk die appel van die Bybel wat so baie na ons kant toe kom te sê dat die wat oor het om te hoor, dat jy luister.
Ek wonder partykeer is dit nie die rede hoekom die Here ons 2 ore en 1 mond gegee het nie. Ek wonder partykeer en ek kyk terug na hierdie baie voorbereiding wat ingegaan het en dan die afplatting daarvan en die uiteinde daarvan. En ek sien eintlik al wat God wil hê is dat elke seun en elke dogter net sy stem sal hoor. Sy doel sal dien en God se plan vir sy lewe sal sien. Hoe verskriklik. Dis nie 'n maandelikse. Dis 2-3 weekliks wat ons gekonfronteer is met begrafnisse. Oud en jong. Oud en jong. Kerk, dis nie meer die ou mense wat doodgaan nie. Ons sit met hierdie ding waarmee ons gekonfronteer is oor, is haat groter as liefde? Is wanhoop vinniger as hoop? Is daar meer negativiteit as positiwiteit? As ek hoor hoeveel mense word gediagnoseer met kanker, hoeveel mense brand uit en sit in angs en vrees en lewe in bekommernis, letterlik van paycheck na paycheck, van een episode na volgende episode, ons druk onsself soos wors in deur 'n masjien en ons probeer die hele tyd produseer en ons brand uit ons mense stikkend en ons staan, ek sal mense by oop grafte en ek staan by mense, hoor ek hoe kla hulle oor die een ding, ons het nie by mekaar uitgekom nie, ons lewens is te besig. Terwyl die Here my daar konfronteer deur die aand en met my daaroor praat. En ek wil net vir julle sê, ek het 'n lekker lewe, ek kies my eie kalender, ek doen my eie ding, ek kan kom en gaan soos ek wil, daar's soveel vryheid in wat ek ervaar. Ek sê dit baie keer vir die span hier en vir die mense wat saam met ons op avontuur. Ek dink nie ons besef hoe bevoorreg is ons om te ervaar wat ons beleef nie. Daar's baie vryheid. Verskriklik as jy daardie vryheid het en dit die hele tyd belaai met goed wat geen mening het nie. Dis asof die Here my waarsku. En ek weet ek het daarna nou gekyk oor die laaste spektrum van tyd. Maar die konfrontasie deur die aand dryf dit vir my huis toe. Dis asof die Here dit voor my hou. If you're not gonna slow down, you're gonna kill yourself prematurely. Te waarsku en hulle is dit net vir my om dit vanmôre in die lig in te kry of vir my as persoon of vir jou as individu, is dit net vir een ander persoon saam met my. It's time for us to answer the hard questions. Is ek te besig vir die Here? Hoor jy God? Spandeer jy met hom tyds? Of het jy tyd vir alles? En ek sê dit met gelooflike respek, want I'm also guilty. Ek ry ook kilometers en kilometers agter my kinders aan met hulle sport. Ons gee duisende rande, but what's happening to the house of God? Is it still a home for you? Wil jy soos iemand wat ek hierdie week by stil staan wat neertrek is met die kanker, sit in die sitkamer sit en met hom praat en hy my sê Fikus, ek het nooit gedink dit gaan met my gebeur. Moet daar altyd eers stikkend, sleg en seer voordat ek gaan toelaat. Jy kan tog nie jou motorvoertuig op bepaald ry sonder om te diens nie. Jy kan tog nie verwag om hier vanaf na die Kaap te gaan sonder om jou voertuig brandstof in te gooi nie. Jy kan vir 'n paar dae sonder kos en jy kan vir 'n paar dae sonder water en jy kan vir 'n paar minute sonder suurstof. But without it, you'll die.
even though we are sleeping, we are not resting. And God asked me to ask you to stop. Because if you're not going to do it, you're going to die prematurely. Because wat van Johannes 14? Because wat van dit, wat van dat? Ek wonder met hoeveel goed sal God ons nog vertrou het, as jy betroubaar was met die bietjie wat hy jou gegee het. If you are faithful with the little, I will entrust you with more, says the Lord. But because you are so busy, you do not hear me. En ek wil in die gees wil ek 'n verklaring uitreik. En ek wil vra, Here, help my om nie net meer 'n besige lewe te leef, maar 'n Heilige Gees geïnspireerde, sensitiewe avontuur op aarde te hê. As jy saam met my die Here daarvoor vertrou, staan sommer nou op jou voete. Jesus, soos ek in die nag gekonfronteer was met vra ek U asseblief, help ons elkeen, gee ons perspektief, en ek kom teen die aankla van die vyand, want dis wanneer ons nie uitgerus is nie, dis wanneer ons moeg is, wanneer ons stupid goed doen en sê, dis dan wanneer ons na verkeerde plekke gaan en redes kry. Here, ekskuus vir waar ons as volk te besig geword het vir U. Vader, vergewe ons waar ons agendas meer gaan oor ons en die hier en die nou, as wat ons met ons hele hart kom en kom vra vandag, Here, gee ons perspektief. Hoe verskriklik as ek in die woord lees, Moses was in die teenwoordigheid, en toe hy onderkom het die volk al die goud en die goed gebruik om 'n kalf mee te maak. Daardie kalf het hy letterlik, Here, as te ware op 'n manier laat disintegreer, en dit is met water gemeng, en hy het vir die volk gesê, julle sal dit drink, hy sal 'n goud wat aan julle moet wees, sal julle in julle kry, because you are creating your own gods. You will drink it. Ons kan nie net die Bybel lees, ons moet die Bybel lees, baie van ons drink aan die sorge van ons besige lewens, and we miss the nuggets from heaven, we miss the moments from God's heart, we miss having conversation, we miss the dreams He want to give you in your sleep, we miss the pictures and the prophetic word He want to give you. Hy lê tog die woorde in jou mond, maar ons mis dit, ons droom nie droom, en ons sien nie die gesigte nie, want ons is te besig. This morning we want to confess it, Lord. Help my om my storie van agter af vorentoe te lees, nie noodwendig van vorentoe agtertoe nie. En ek wil nie dat daar enige aanklag is nie, asseblief, ek wil dit herhaal, ek gaan dit 2 keer sê, geen aanklag vir jou nie, as jy aangekla voel, is dit nie van God nie, die Heilige Gees oortuig, hy kla nie aan nie. Kan dit weer sê, die Heilige Gees oortuig jou, hy kla jou nooit. The devil is the accuser, says the Bible. So moenie 'n aanklag vanmôre beleef nie. Ontvang die uitnodiging. En miskien moet jy soos ek vir die Here net sê sorry. As jy daar wil staan op 'n, sit vir 'n oomblik jou hand op jou bors, of wat ook al, en sê net sorry, Here. Dis dit. Mag God ons help, kerk. Mag God ons help. In Jesus naam, en as jy dit glo, sê saam,
Ek gerus jou sitplek neem en saam my Bybel oopmaak by Matteus 26. Dankie aan ons voorlopers, die aanbiddingsspan. Ek eer die Here vir elkeen van julle. Kerk, as hierdie my laaste dag op die aarde is, of die laaste week wat die Here my so toelaat om op hierdie aarde te wees, want ek kom agter dat die lewe snel by ons almal verby, en hoe ouer ek word, hoe meer sien ek dit, hoe vinniger gebeur dit. Mense lewe baie keer asof daar nie 'n hel is en of daar dan nie 'n einde is nie. Baie mense rig hulle lewe in asof hulle vir altyd op hierdie aarde gaan wees. Weekliks is ek gekonfronteer met hierdie idee, en die dood is nie sterker as enigiets anders nie. Die dood is oorwin. Ek besef gister, was dit 8 jaar terug op die dag wat my ma in die see verdrink het. En ek het gister by die vroue konferensie gestaan en ek het na my ma verlang. Ek het agter gestaan en I missed my mom. Ek weet ek kon haar nog net een drukkie gee. En die rede hoekom ek dit met jou deel is, want ek besef, toe ek kon, toe het ek nie, nou dat ek wil, nou kan ek nie. Ek het soveel keer by hulle huis verby gery, gejaag net na nog 'n afspraak. Dit was dalk nie voor hulle huis fisies verby nie, maar is 'n klip gooi. Ek weet as ek vanmôre hier staan en net terugduik in my gedagtes oor my eie storie, dan besef ek, oh, I'm so glad that Jesus had mercy on me. Ek was so bevoorreg om my ouers te sien die Here dien. Ons het dit nie altyd breed gehad nie. Was soms swaar in die huis, daar was nie kos nie. Meeste van die kere maar met die voete geloop. Baie keer gespot ook daaroor. But I'm proud to say that she was my mom and my dad was my dad. Moenie skaam kry vir jou mense nie. Moenie te besig wees om by hulle uit te kom terwyl jy kan nie. Respekteer jou ouers. En als dit net vir een persoon is, dalk vir iemand wat aanlyn ingeskakel is. Honor. Where honor is due. Ek was diep geraak hierdie naweek oor die prediking. Met Bianca wat Vrydag aand begin het en 'n uitnodiging gerig het aan die vrouens. Kom huis toe. Die appel van daardie boodskap was oor Maria. Alremy wat gisteroggend begin het en gesê het, jy moet die regte keuse maak. Besluit of jy by die voete van Jesus gaan wees of rede te kry hoekom jou lewe besig is. En ek dink al hierdie goed het dit net my mekaar gebring. En Jackie het afgesluit en gesê, jy kan nooit wêreldse guns met God se guns vergelyk nie. Vanmôre wil ek graag, omdat hierdie naweek soveel gewig in die geesteswêreld dra, ons almal op hierdie stukkie avontuur nooi, en ek wil jou vra as jy Matteus 26 oopgemaak het, iemand by die huis is, kry asseblief die nagmaal elemente gereed. Ek wil met my en jou praat oor iets wat my baie diep deur die aand in die hart getref het. Inteendeel, ek het my preek hier van wat ek wou gepreek het, en deur die aand, toe dit my gebeur wat my gebeur het, toe gaan ek en ek gaan skryf 'n totale ander boodskap. En ek hou graag dit in ons voor, en as jy by Matteus 26 is, sê net saam met my amen. Jesus in Getsemane. Getsemane beteken oil press. Oil press, die plek waar olie gepers word. Waar olie gepers word beteken, dis 'n plek van druk. Dis 'n plek van worsteling. Dis 'n plek van oorgawe en van voorbereiding.
Dis wat met Jesus gebeur het in Getsemane, en dit is presies wat die woord Getsemane in oorspronklike taal beteken. Want wanneer daar druk is in die stalle wat na my luister, jy beleef op hierdie stadium ongekende druk. Druk bring olie in jou lewe. Hier's baie van julle wat soos Jesus geworstel het. Getsemane beteken in die oorspronklike taal worsteling, 'n place where I'm wrestling. Ek worstel, maar worsteling bring oorwinning. As jy oor worstel en jy kry jou kop reg, you are more than a conqueror. Luister mooi, Getsemane beteken oorgawe. Dis daar waar jy sterf en sê nie meer my wil nie, maar die wil van die Vader. Dis presies wat Getsemane beteken. Jesus said, not my will, but the will of my Father. Getsemane beteken voorbereiding. As Jesus nie Getsemane gehad het en daar in woordewisseling met sy pa was nie, het Golgotha vir hom anders uitgespeel. Ek lees vir ons graag en ek wil jy moet saam met my op hierdie avontuur bly, because somebody needs to hear me this morning. Vers 36 van Matteus 26. Toe kom Jesus met hulle op die plek met die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier, ek gaan bid. Vers 38. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef. Teendeel tot die dood toe. Een van die ander vertalings sê hy het 'n doodsbenoudheid oor hom gehad, 'n beklemming in sy gemoed. Hy sê bly dan hier. Bly wakker saam met my. Ek wil nie iemand moet ons omkant kom vang hier in die tuin nie. Ek wil nie iemand moet ons hier kom verras nie. Ek het hierdie benoudheid. Bly julle net wakker saam met my. Hy het toe 'n bietjie verder gegaan, sê vers 39, op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En ergens daarvan af en na die gesprek met sy vader moes hy opgestaan het, want vers 40 sê hy toe by sy disippels gekom, maar hulle was nie wakker nie. Jesus wou nie oorval word in die tuin nie. Jesus wou gehad het dat die wat hy saam met hom op avontuur het, moes wakker bly in sy doodsbenoude oomblikke. Yet they fell asleep. Hy sê toe vir Petrus, so was julle dan nie in staat om wakker te bly en het vir 1 uur op die uitkyk te wees dat niemand ons hier kom steur nie. Vers 41, word en bly nou wakker, dat julle nie in die versoeking kom nie, met ander woorde dat iemand of iets julle nie kom verras en julle oorweldig nie. Dan maak Jesus hierdie geweldige uitspraak, as jy die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Met ander woorde, what you hear from God will activate you, but what you do in the flesh will deplete you. Die gees is wel geweldig, maar die vlees is swak. Vers 42, weer het hy vir 'n tweede maal, sê saam met my tweede maal, gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verby, sonder dat ek daaraan drink nie, laat dit dan maar wees soos wat U dit beplan het, laat U wil geskied. Toe kom hy en hy vind hulle weer aan die slaap. Hulle moes moeg gewees het. Hulle moes moeg gewees het. Dit was nie lank terug, wat hy nou net by hulle was en hulle wakker gemaak het. Is amper soos my seuns in die oggend as ek hulle moet wakker maak om op te staan om skool toe te gaan. Ons maak hulle wakker en dan stap ek kombuis toe, kom ek terug en hulle maar net weer omgedraai en verder geslaap. Joel het eers gekyk of sy meisie vir hom 'n boodskap gestuur het. En dan draai hy weer om en dan sit hy voor aan die ander kant. En dan kan ek sommer in sy gesig sien as dit daar 'n boodskap was of nie. Hy lê met 'n smile of met 'n dik bek. Josh en Jason worry nie veel nie, want hulle beklei oor waar die chargers is, so ek plak dit in die aande uit, dat in die oggend nie weet waar is hulle telefoon het. Vir die tweede keer kom hy bel en het weer in die slaap geraak. Vers 44,
Hierdie keer het hy hulle met rus gelaat. He just leave them. Dis soos ek deur die aand, ek kyk na my vrou en ek kyk na my kinders. I just leave. Ek sien hulle is besig om te rus, en die Bybel sê het vir die 3de keer dat hy gaan bid, dieselfde woorde. Wat het hy gebid? Vader, kan hierdie beker maar nie by my verby nie. Daarom kom hy by sy disippels, vers 45, en hy sê vir hulle, slaap maar voort. Hy moes hulle wakker gemaak het om vir hulle te sê, maar hy praat met hulle geesmens, maar slaap maar voort. En rus, kyk, die uur is naby, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. En dan net so 'n bietjie verder af in dieselfde hoofstuk van Matteus 26 vers 53, sê Jesus toe, ons weet nou, en ek gaan julle nou in die prentjie inbring, weet julle nie dat ek my Vader kan bid en hy sal meer as 12 legioen van sy engele beskikbaar stel om my te kom help. 'n Legioen was om en by in die Romeinse verwysing waarin Jesus in daardie dag gepraat het. 'n Legioen was 'n peloton van om en by 3000 soldate. Enigiets tussen 3 en 6000, maar kom ons maak dit eenvoudig. Sê daar was in 'n legioen om en by 3000 soldate. Jesus sê, dink jy nie dat ek in een oomblik 12 legioen, 12 maal 3036 1000 soldate in 'n oomblik kan oproep om my te help. So Petrus, jy wat nie eens kan wakker bly, jy wat nie eens 'n posisie kan inneem, jy wat nie eens bekommerd is oor die eksterne faktore nie, raak in jou binnekamer aan die slaap, en jy besef nie eers wat se oomblik is hierdie in die geskiedenis nie. En in die aand terwyl ek so met die Here praat oor hierdie hele ding en my boodskap gaan neerskryf, het ek voel die Here in 'n oomblik vir my gee. Hoor ek hoe die Here vir my sê, gee jou alles. Ek sê, Here, maar ek gee klaar alles. Ek het alles wat ek het en alles wat ek is op die spel. Here, besef jy nie hoe baie het ek al opgegee in die lewe. En dit is half of ek met die Here wil begin redeneer. En dit is half of hy my net stil maak en hy los my en hy sê, okay, gooi nou maar jou tantrum. Raak nou ontslaaf van jou emosie. Maar die moeilikheid is, as ek na jou kyk, Wieke, is jy so naby aan opgee of ingee of toegee, dat jy vergeet het om alles vir my te gee. Sê, Here, wow, ek is nog nie op 'n plek waar ek wil opgee nie. Hy sê, maar daar's baie van my volk wat opgegee het. En ek begin oor hierdie gedagte worstel en ek kry dit en daarom wil ek vanmôre met my en jou praat oor die gedagte en ek wil my boodskap eenvoudig titel, gee jou alles, sê saam met my, ek moet my alles gee. Sê dit gou vir iemand naby jou, jy beter alles gee. Ja, jy beter alles gee. Markus 12:30 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Met ander woorde, daar's nie 'n greintjie van jou lewe, nie verstandelik interpretering daarvan, nie sielsdimensie wat belaai word deur inligting, die manier hoe jy funksioneer, dink nie net jou liggaam en jou talent, jou ywer en jou karakter selfs nie, is die tyd waarmee jy vertrou, daar's nêrens 'n area wat jy van my iets moet weghou, en dan die krag wat ek jou gee om te kan wees wat jy is, selfs dit moet jy nie beperk nie, jy moet alles, sê saam met my, alles moet jy vir die Here gee. Julle hart, julle siel, die hele verstaan daarvan en al die krag in jou toevertrou. Tog word ek en jy daagliks gekonfronteer deur keuses en ons maak nie altyd die regte besluite nie. Dis ongelukkig so. Jou lewe ook, sê die slim mense, word gedring en gestuur in die rigting van die besluite wat jy neem. As jy nie hou van waar jou lewe op hierdie oomblik op gaan of waar jy tans bevind nie, gaan kyk na jou besluite, gaan kyk na die keuses wat jy uitoefen, wat jy is, wat jy besluit. Wanneer ek die regte besluite maak, dan verminder ek onnodige afleidings. Die moeilikheid is wanneer ek en jy moeg is, dan maak ek en jy vinnig assumptions, ons maak verkeerde afleidings, ons het die verkeerde idee waaroor dit gaan. En jy sal dit ook sien, en ek kan ongelukkig net die kerkplatform as 'n voorbeeld gebruik, maar jy sal sien, in die kerk is dit nie 'n plek waar ons jou die hele tyd hande klappe gee nie. Because
This is not for your applause. We're not doing this for us. We are doing this for the King of Kings and the Lord of Lords. Wanneer ons dit doen, is dit nie 'n tap op die skouer en tog vir mense, as jy my nie die hele tyd vir my sê, jy's oulik, ag, as jy my nie die hele tyd net, ag kom aan, sorry, die koninkryk werk nie so nie. Die koninkryk werk nie so nie, dan maak ek en jy partykeer die verkeerde afleidings. Hulle waardeer my nie. By die werk, as my baas maar net weet, as 'n ander ou my nog net een keer 'n offer maak, hulle waardeer my nie genoeg nie, hulle sê nie vir my dat ek is die oplossing nie. Hulle waardeer nie wat ek vir hulle doen nie. My broer en my suster, ek wonder of ons regtig waardeer wat Jesus vir ons gedoen het. Wat Petrus, Jakobus, Johannes was saam met hom in die oomblik toe hy sy Vader gaan vra, en hy ergens in my gemoed en hoor my hart die opsie oorweeg het, moet ek nie maar net opgee nie. Moet ek nie net opgee nie. Jesus bevind hom in hierdie tuin, en ek wil hê moet dit weet, dit is die wêreld se plan met my en jou, want wanneer ek en jy besluite maak, en ons maak die verkeerde afleidings, dan word ons nie bemagtig om God te behaag nie, dan behaag ons partykeer die vlees en die hier en die nou, en hoe lekker dit vir my is. Ek kom agter, dis nie die vinnigstes wat die resies wen nie. Ek kom agter, dit is nie die grootste wat die beste is nie. Dis presies wat die predikeskrywer skryf. En daarom moet ek en jy verstaan, die wêreld gaan alles in sy vermoë doen om jou te kry om op te gee of om in te gee. Wat ek daarby beteken, jy gee toe. En daarom moet ek en jy nie opgee nie, want Galasiërs 6:9 sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd, sê saam met my regte tyd, sal ons maai as ons nie verslap nie. Geliefdes, soveel van ons, en ek het dit hier neergeskryf, soveel van ons stop voor ons grootste deurbraak in ons lewe kry. Want jy is moeg om goed te doen. Jy's moeg om positief te bly. Jy's moeg om jou liggaam uit die bed uit te kry en na die werksplek te gaan. Jy's moeg om in jou huwelik te werk. Jy's moeg om vir daardie kind te bid. Jy's moeg, jy's moeg. Jy's moeg om te bly vertrou. Jy doen dit al so lank. Hoe lank nog, Here? En dan kom daar die idee, kom ek gee maar net op. Kom ek gee op my huwelik, kom ek gee op hierdie kinders, of kom ek gee op hierdie personeel, of kom ek gee op hierdie projek, of kom ek gee net op. Dit lyk partykeer so maklik om op te gee. En as daardie opsie deel van jou verwysing is, dan partykeer is dit wat mense dan uitvoer. En ek glo dit vanmôre as ek met jou praat, dat die volk het ook met daardie konfrontasie gestaan waar hulle gevoel het, hulle het so ver gekom, moet ons nie net opgee nie. Onthou, God gaan haal die volk uit Egipte uit. Hulle is vir 40 jaar in die woestyn, en 12 verspieders word gekies, gekose mense word in leierskapsposisie aangestel is, hulle moet gaan en die inspeksiewerk gaan doen. 10 van hulle kom terug en hulle sê die reuse is te groot, en net daar in die gemoed van baie mense gee hulle op. Hulle sien hoe ver het hulle gekom, hulle is nie meer in Egipte nie. God wil die transisie laat gebeur vanuit die woestyn na die beloofde land toe. En net omdat 10 mense kom en nie sien wat hulle moet sien nie, sê hulle nie wat hulle moet sê nie. En hulle gee op, en die Bybel sê, dat hy wat opgegee het, almal in die woestyn gesterf. Maar Joshua en Caleb het gesê, ons kan nie opgee nie. Ons het ook die reuse gesien, but God said. Ons het ook daar die belewenis gehad, ons het ook daar die blootstelling ervaar, ons kom ook uit Egipte, ons verstaan ook wat is woestyn, yet we cannot stop here, ons kan nie opgee nie. Joshua en Caleb was al groot mense as te ware wat met die kleiner geslag toe die belofte ingegaan het. Is jy wat nie opgee nie, wat die deurbraak ervaar en wat eventually die trosse drywe en die heuning sal beleef in jou lewe. Jy sien die vyand se manier en sy taktiek is om jou moeg te maak. Want wanneer jy moeg is vir swaar kry, wanneer jy moeg is om te beklei vir hierdie verhouding of vir hierdie dit of vir hierdie dat, jy kan die sinnetjie voltooi. When you are tired fighting that battle, is daar waar jy gedagtes begin laat posvat. En selfs waar Jesus so naby aan jou is, jy vaak word en dan in die slaap raak.
En ek kyk na my seuns hierdie aand en ek besef hulle het nog nie 'n sorge nie. Nie een van hulle worry waar gaan kos vandaan kom nie. Hulle worry nie einde van die maand oor die water en die ligte of die stadsraad se hoë rekening nie. Hulle worry nie of daar petrol in die kar is nie. Hulle worry nie waar die volgende ding vandaan kom nie. They just do life. They don't care. En is nie omdat hulle nie omgehaard het nie, is net waar hulle is en hulle kind wees dit maak. Kan jy onthou toe jy 'n kind was? Ek het nie geworry waar kom wat vandaan nie. In elk geval was ons was vergenoeg met baie goed. Inteendeel is daar nie genoeg kos was nie, die Here het dit nie neus gesit. Nee, ek speel. Dit was stout. Moenie opgee nie, sê saam met my, moenie opgee nie. Jy sien, wanneer ons moeg word, kan ons nie in besit neem wat ons in besit moet neem nie. Jy gaan nie die volgende hoofstuk sien ontvou. En ek weet hierdie is 'n swaar boodskap. Die Here het my swaar getref en gekonfronteer daarmee, want ek wil hê jy moet verstaan, jy kan nie opgee nie, jy kan ook nie ingee nie. Glo my, Jesus was in daardie tuin, was daar by hom hierdie ding, Here, moet ek nie net opgee, kan hierdie beker nie by my verbygaan nie. So ek weet daar was hierdie moontlikheid en ek weet dit is woordewisseling en die speling daarvan in my eie gemoed. Ek sê nie Jesus sou opgegee het nie, want hy was seun God en hy was God seun. Maar ek wonder wat ek sou gedoen het. Inteendeel, ek dink ek sou dit meer keer gedoen het as Jesus. Jesus het nie net een keer vir sy pa gaan vra, Here, kan daar nie 'n toegewing wees nie. Hy het nie net die tweede keer, hy het 'n derde keer gegaan. Ek dink ek sou vir 'n 70ste keer teruggegaan sê, Here, is jy seker? Here, is jy regtig? Jesus het daarom net 3 keer het hy teruggegaan. Jy sien, Jesus het gesê, ek kan nie opgee nie, maar ergens was daar tog hierdie konfrontasie, wou hy nie ingegee het nie. Because she went more than once to go and ask for instruction from heaven. He asked, Here, kan dit nie? En terug na die disciples toe. It's a second time, let me just confirm that. And he went to the disciples again. And the Bible said this time, julle verstaan nie wat, ag, Vader, nie my wil nie. Sien die wêreld en die beeldspraak van Jesus se voorbeeld toon set my om te verstaan, dis hoekom baie mense toegewings begin maak in hulle lewe. Jy gaan maak regtig seker is dit van God af. Moet ek. En is nie noodwendig verkeerd om raad van die hemel te vra, is nie verkeerd om by die wysheid van iemand in te tap en te vra, is ek regtig op die regte plek, is die wil van God vir my lewe? Want geliefdes, baie van julle gee in en gee toe en goed waarin jy nie moet nie. En dis hoekom ek en jy nie beleef wat ons ervaar nie. Romeine 12:2 sê tog word nie in hierdie wêreld gelykvormig nie, maar baie van ons gee ons in ons integriteit gee ons in. Jy gee dalk nie op nie, maar jy gee in, jy gee toe. Jou integriteit is nie wat dit is nie, jou ja is nie ja en jou nee is nie jou nee nie. Jy gee in jou beginsels. Ons sien dit by die kerk, ons sien dit by kinders van die Here. Ek wil nie met die wêreld praat oor hulle beginsels nie. Ek praat met ons as kerk. Do we still stand and will we still fight for the principles of heaven? Wat byvoorbeeld sê, die huwelik is 'n eerbare staat, gemaak vir een man en een vrou. Dis beginsels wat God in sy woord gee. Daar's beginsels wat die Here sê julle moet doen en nie moet doen nie. Will we stand for? Maar ons gee in. Nee, so okay, ons laat bietjie gaan. My beginsels kan aangepas word want ek is mos tog deel van die wêreld. Anders gaan my kinders voel hulle het 'n moeilike lewe. Ag, my kinders moet tog ook maar die lewe geniet. It's principles. Pa, sê jy nog vir jou dogtertjie trek daardie klere uit? Seun, klim van jou telefoon af. My kinders word groot, wat op hulle telefone gebeur het, baie met my te doen. Ja, kan jy hulle privacy en weet nie, it's principles, human rights. My kinders, all right wat hulle het is om die Here te dien. En ek weet, ek kry pak slaag oor hierdie goed, maar ons gee in. Ons gee dalk nie op nie, maar ons gee in. Ons gee in ons waardes. Ons gaan hierdie verskriklike kompromie aan. Vandag sal ons een ding sê, môre dan doen ons die teenoorgestelde.
Waardes is nie meer vir mense belangrik nie. Dit is vir mense belangrik om hulle waardes aan te pas, soos wat hulle voel in die oomblik. En hierdie aand praat die Here met my daaroor. Ek huil 'n diep huil, want daar's nie meer waardes by mense nie. Ons woord tel selde. Mense sukkel om ons te glo, selfs kontrakte wat geteken word, daar's altyd fyn skrif. En as jy die beter prokureer het, gaan jy jou daar uitkry, en jy sal alles doen om jouself te regverdig. There's no values anymore. Ons gee in hierdie wêreldse stelsel, en in my hart voel ek ons breek die hart van die Here. Ons doen goed wat nie reg is in sy oë nie. So ons gee dalk nie op nie, maar ons gee in, en ons gee in ons integriteit beginsels water, en baie van ons gee in ons geloof. Ek sit en ek sê dit met gelooflike respek. Ek sit so 'n paar weke terug met iemand in 'n publieke plek, en hy begin met my in 'n gesprek, en hy sê vir my, maar Wikus, en hy noem die persoon se naam, en ek weet die persoon is by ons in die gemeente, en is saam op avontuur, en hy sê vir my, maar het jy geweet, daai persoon doen ook dit, en hy doen ook dat, en hy doen ook dit, en ek sê vir hom, maar hoekom regverdig jy dit? Toe sê hy, want ons moslim geloof is dit okay, dis nie verkeerd nie, wat sê julle? En hy doen dit dan saam met ons, en ek sit daar, en ek dink vir myself, Here help my, dit vir geld, dit vir aansien, en dalk sit jy in die gebou en jy luister na my, weer eens ek is nie om jou aan te kla nie, but your faith speak louder than you think. Die manier hoe jy glo, gaan wys waar jy bereid om goed te doen. Dis nie 'n probleem vir baie mense om geld onder deur die tafel, is nie 'n probleem vir mense om woekerwins en verkeerde goed te doen nie, is nie vir 'n probleem om 2 stelle boeke te hou nie. En hierdie ou sit en hy sê dit vir my. En ek sê vir hom, in julle geloof is dit nie 'n probleem nie. Toe sê hy, nee, want ons maak niemand seer nie. Ons maak niemand seer nie. Net solank niemand sien wat ek doen, ja, maak ek niemand seer nie. Net solank niemand my hoor dit sê nie, maak dit niemand seer nie. So asof God nie hoor en sien nie. Ons gee in. Ons kan nie, ons moet nie opgee nie. En ons moet nie ingee nie, ons moet alles gee. Sê saam met my, ons moet alles gee. 3 keer was Jesus terug om met sy pa te gaan praat, om seker te maak. Staan nie ergens 'n toegewing nie. Kan ek iemand net hierdie een mis nie? No compromise. Daniel, Shadrach, Mesach en Abednego, no compromise. Voor hierdie beeld gaan ons nie. Nebukadneser, jy kan maar daai beeld bou. We will not bow before this. Soos kan nie ingee nie. Kolossense 3:23, wat ook al julle doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir die mense nie. Ek kan dit weer sê, Kolossense 3:23, wat ook al julle doen, doen dit van harte soos vir die Here. Wat ook al jy doen, wat ook al jy sê, moet jy doen asof jy dit vir die Here doen. Partykeer as ek my kinders gaan vra, gaan haal vir pappa 'n glas water, dan doen hulle dit met so halwe hart, ek kom en doen, maar hulle sit die hele tyd daar in die sitkamer en skree, "Ma! Papa! Koeldrank!" Joel kap hom, bacon en eiers. Josie man, is nie melk nie. Joel sal gereeld sê, is niks in hierdie huis nie. Toe sê ek vir my kind, 3 uur dinsdagmiddag het ek 'n klas, hoe kan jy water in wyn verander? Wat ook al julle doen, doen dit asof jy dit vir die Here doen. Doen ons dit vir die applous van mense. Dat mense vir my sê hoe groot, hoe goed, hoe oulik ek is. My broer en my suster, jy gaan eendag en binnekort gaan jy voor 'n lewende God staan. One of these days, you're going to stand before a holy, righteous God. You might hate me for this. Please don't. But I promise you,
Kan ek wees, kan jy wees, nie een van ons weet wie is volgende nie. Moenie leef, of jy nie alles gegee het nie. Hy praat van jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstaan en alles wat daarmee op gepaard gaan. Staan asseblief saam my voete, julle kan vir my saggies musiek aan sit. Jesus kon enige tyd opgegee het. En hy het gesê, Vader, sorry. I'm not going to do this. Ek kan myself nie so verneder nie. Ek weet dit was deel van ons plan, ons het dit so afgespreek, maar hy kon enige tyd ingegee het, inteendeel hy het dit self later herhaal. Dink julle nie dat ek kon dit vir myself makliker maak en my weg hier oopgeveg het nie? Ek kon ten minste 36,000 engele kon ek van my pa gevra het en het sy dadelik vir my gegee het. So hy kon opgegee het, hy kon ingegee het, maar hy het gekies om alles te gee. He gave it all. He died so that you can live. He paid a price so that you can flourish. En al wat ek vandag vir jou wil vra as kerk, moenie dat jou lewe so besig wees. Dat God sê, hy wou, maar hy het toe nie, want jy het nie by hom uitgekom nie. Jy kan eerder met dit besig wees en op ander plekke pak slaag kry. Don't neglect your relationship with God. Ons het die voorreg om vandag in die liggaam van Jesus te sit, in symboliek, because he gave it all. Oh, he gave it all. Are you willing to follow his example? Is jy bereid om jou lewe neer te lê vir dit waarvoor God jou op die aarde gesit het? Dit beteken dat jy die man sal wees vir jou vrou wat God van jou vra. Die vrou te wees vir jou man, die ouers te wees vir jou kinders, die kinders te wees vir jou ouers. Ons as kerk, die sout en lig. Want hoe gaan die wêreld weet dat die God wat ons dien lewe? Moet ek nou in 'n gym saam met 'n ou sit wat 'n moslim is, of my sê 'n ou wat in my kerk is, doen saam met hulle die goed en dis nie 'n probleem nie, want dit maak niemand seer nie. Kan ek iets vir jou sê, dit het my seer gemaak. My baie seer gemaak om daar te sit en te dink, 'n medebroer van my en van jou is willing to shake hands with the devil. And he wants to do it in the name of the Lord. You can hate me for this. Or you can come back and you can say, Lord, today I need to make right. Ek het eerder minder en ek is in die wil van die Here as wat ek baie het en ek gaan in die woestyn sterf. Vanoggend nooi ek jou uit om 'n keuse te maak. Moenie opgee nie, ek smeek jou. Moenie toegee en ingee nie. Please don't, stand strong. En as jy gee alles. Gee alles vir die Here. Reg oor die auditorium is daar tafeltjies. Dis 'n persoonlike konfrontasie tussen jou en die Here. Gaan en kry die nagmaal-element en beweeg vir my terug na die bank toe waar ons saam dit gaan eet en gaan drink van die bloed van die lam. Ek weet hier's baie mense, daar's oral tafeltjies in die auditorium. Dis nie 'n tafel wat in 'n kerkgenootskap behoort. Dis die tafel van die Here. As jy oud genoeg is
en Jesus aangeneem het as jou persoonlike saligmaker en verlosser, het jy die reg en jy die voorreg om in sy liggaam te deel. Kerk, ons moet versigtig wees as ons die Here vra om ons harte te breek vir wat sy hart breek. Ek dink ons gaan nooit weer slaap, ons sal die hele dag net huil. Because he sees everything. And he knows everything. And I believe there's a prophetic key in this conversation this morning. As jy die bonatuurlike wil ervaar en met min moeite wil bereik wat God wil vir jou gee, wil ek vandag vir jou sê, don't give up, don't give in, give him your everything. En watch wat met jou gebeur. Met dit was sy liggaam gebroken, of jy staan of sit en het net wil gebruik. It was crushed for our iniquities. Here, en ek weet, ek is belaai vanmôre, nie omdat ek moeg is nie. Here, maar ek is belaai met emosie, omdat ek ervaar wat U vir my laat beleef het. Dankie dat U gebrokenheid, Here, gekies het, sodat ek heelheid kan ervaar. So waar ook al het is, Vader, wat ek nodig het om ekskuus te sê, wil ek nou kom en ek wil my sonde kom bely, en ek wil my totale afhanklikheid teenoor U verklaar, of het iets is wat ek jare terug gedoen het, of so onlangs is vanoggend nog voor die diens, dalk het ek nog hier in hierdie diens gesit, en ek het verwens, of ek het gewonder, of ek het aangekla gevoel. This morning, before I partake of the body of Christ, I want to get it out of my system. I'm confessing, die woord sê dit, sê dit, kry uit jou sisteem uit, en God was jou soos karlaken en witter, hy gee jou 'n nuwe identiteit, hy skei dit so ver as die ooste van die weste, hy roep of dink nooit weer daaraan nie, but you need to believe it. Here, met dit, wil ek graag elkeen saam met my nooi, wat sê Jesus, vir elke vorm van gebrokenheid, gebrek of inperking, waar ek wil opgee of ingee, wil ek dit vanmôre verbreek. Dankie dat U hier alles gegee het. Ek neem dit nou in, sodat ek my alles weer vir U kan gee. Kom ons eer dan in die liggaam. So dan ook die bloed, Here. Daar's nie 'n hoekie waar dit nie kan penetreer nie. En soos wat U alomteenwoordig, alwetend, almagtig is, Here, wil ek bid dat U vanmôre elke greintjie van my lewe opnuut kom arresteer. Ek kom plaas dit onder U beheer. Here, van my kop tot my tone, my ingang, my uitgang, my opstaan en my gaan slaap. Dit wat U in my sit. This morning, Lord, I want to say thank you for my wife. Thank you for my kids. Thank you for my church. Dankie vir elke persoon met wie ek die voorreg het om op hierdie avontuur te kan wees. It's favor from God. Ek lewe in 'n gunstige tyd, Here, en dis alles as gevolg van die bloed van Jesus. Daar's niks oulik in my nie, daar's niks goed in my nie, inteendeel, ek is, sonder die woord is ek so dom, Here. Sonder die krag is ek glad nie in staat. Maar is met die Heilige Gees wat ek vra dat die bloed my sal kom verseël, en die nuwe in my lewe kom ontsluit. Here, hier is ek. Ek wil bid dat die bloed vanmôre dit sal wegspoel en skoon was, maar ook sal kom verseël, dat ek nooit sal opgee nie, dat ek nooit sal ingee nie, maar dat ek my alles vir U sal gee. Dankie vir die bloed van Jesus, kom ons drink dit. En die volk van God sê, kom ons sluit af. Hemelse Vader, geheilig U wonderlike, soewereine, magtige, kragtige naam. Aan wie behoort die aarde en alles wat daarop is. Here, wat
U seun gestuur het en vir ons 'n voorbeeld kom wys het wat dit is om nie op te gee of in te gee of toe te gee, maar om sy alles te gee, sodat ons kan ervaar wat U ons beleef. So waar ek op hierdie kosmos is en waarmee ek op hierdie kosmos mee besig is, mag ek nooit aan die slaap gevang word, om kant betrap word, mag ek nie moeg word en ergens opgee of ingee, terwyl ek alles vir U moes gee. Hou my wakker, Here. Hou my wakker, Here. Hou my wakker, Here. Sodat ek 'n glimlag op U gesig kan sit. Seën my, beskerm my, behoed, bewaar en begelei my. Ek bid vir my gesin en my familie, ek seën my mense, en ek dank U daarvoor, Vader, in Jesus naam, en almal sê saam, ek is lief vir jou, ek waardeer jou, moenie vanaand mis nie. God bless.